Suid-Afrika sit vasgenaal en kyk na die Mdlanga-kommissie. En dit is nogal verskriklik. Ons hoor van die misdaadsyndikaate wat eintlik beheer oorneem oor die polisie. Ons hoor van korrupsie op 'n baie hoë vlak. Ons hoor van politieke sluipmoorde. Ons hoor van misdaadbendes wat beskerm word. En almal sit daar en wonder, wat gaan die optrede wees? En die nasionale kommissaris van polisie tereg skryf 'n brief om te sê, wat gaan ons nou doen? En hy sê, diversiteitsbestuur. Dis die antwoord. Bestuurders in die polisie gaan daaraan gemeet word. Hier by my sit Tenis van Staden, hy is die koördineerder van die openbare sektor van Solidariteit. Tenis, jy het daardie brief gekry, jy het gereageer op daardie brief. Enkele opmerkings van jou oor die spesifieke brief. Kyk, toe sê, eintlik kom dit van ons lede af, om te sê maar, Tenis, hoe werk dit, dat as ons sien dat die polisie in so groot moeilikheid is, ons sien dat ons sukkel om ons konstitusionele mandaat na te kom van die polisie se kant af, ons sukkel mense te beskerm, dan is die instruksie wat ons kry van ons bestuurskant af, kom ons transformeer verder. Die vraag is, waar lê die polisie se prioriteite? En ek dink dit is my groot probleem, en ek dink dit is ons groot probleem is, as jy fokus in terme van jou instruksie na jou bestuurslede toe, om te sê, ons gaan jou meet, rondom hoe goed jy die polisiediens getransformeer het, dan wonder waar gaan die polisie dan nou? Gaan dit oor om Suid-Afrika te beskerm, of is dit maar net nog 'n regeringsvlak wat moet getransformeer word ter wille van transformasie? En ek dink dis op grond daarvan wat ons gevoel het, ons moet redelik sterk reageer. Ja, is eintlik net ongelooflik as jy nou presies wat jy sê, as ons nou sien wat gebeur op die oomblik in die polisie, ons sien die mense se kommer oor veiligheid, en hier kom die antwoord, transformasie. En dit is nou nie asof hulle nou net begin met transformasie nie, ek meen dit is 'n lang proses wat hulle al mee besig is. Mense dink op hierdie stadium moet jy net eenvoudig sê, meriete alleen en die meriete gemeet aan jou vermoë om misdaad te beveg. Nou ons het al 'n lang geveg, as ek teruggaan, dan onthou ek 2014, die Renata Barnard saak, het was 'n 9 jaar stryd. Ons het in 2016 die polisie se rasplanne ongeldig laat verklaar in die arbeidshof. Daarna het ons gereeld sake gehad. Jy is in die middel daarvan. Vertel my so 'n bietjie waarmee jy besig is. Dirk, as ons gaan kyk, ons afdeling, die openbare sektor en spesifiek met betrekking tot die polisie, of die SAPD, is meerendeels getaak om ons lede dan nou te beskerm en hulle te help in die werksplek. Dit is mos nou maar 'n vakbond verteenwoordiger se taak, maar ons is so oorlaai met sake van polisielede wat sukkel om bevordering te kry. Mense wat ons sê wat vir 30 jaar lank in die polisie is, dan is hulle vir 20 van daai 30 jaar word hulle in een rang vasgevang. En soveel van daai sake is bloot as gevolg van transformasieredes. En dan word 'n dispuut verwys na die CCMA toe, en 99% van die kere wen ons daai dispuut, en dan word daai persoon nou maar of vergoed vir die tydperk wat hy nou nie bevorder is nie, hy word nog steeds nie bevorder nie, ensovoorts. Maar as ek dit so 'n bietjie in statistiek kan vasvat, ons is 3 mense in ons departement wat nou van hierdie kant af die litigasie hanteer, en ons het van Januarie af dit nou omtrent 180 verskynings in die CCMA, dis nou nie regsdienste by nie, solidariteitsregsdienste by nie, 180 verskynings, waarvoor 95% van daai verskynings is alles net bevorderingssake, waarvan die groter meerderheid daarvan in elk geval
as gevolg is van 'n transformasie tipe beleid wat die mense sukkel om bevordering te kry. Die lede sê letterlik vir ons, hulle bly net veg. Daar's niemand wat hulle help, wat hulle bystaan, behalwe nou solidariteit nie. Ek bedoel, as hulle buitekant toe gaan, hulle moet misdaad beveg. Dis daai konfrontasie teen misdaad. Dan met die swak beeld wat die polisiediens nou in Suid-Afrika het, is dit die tweede konfrontasie. Konfrontasie is met die publiek, want die publiek dink die polisie doen niks en hulle skeer almal onder dieselfde kam. En dit is nie so nie, want daar is baie goeie polisie. Daar's regtig nog polisiehelde. Definitief. En dan kom hulle huis toe, dan moet hulle teen 'n werkgewer gaan beklei. Hulle moet gaan beklei om bevordering te kan kry. Hulle moet gaan beklei om net hulle werk fisies te kan doen, want daar is nie genoeg voertuie byvoorbeeld nie. Daar is nie 'n klein storieetjie, ekskuus ek kan myself nou onderbreek, maar ek was nou die dag net hier buitekant Pretoria by 'n polisiestasie gewees. Toe is die speurders daar, sê ek praat so 'n bietjie met hulle, toe is die man so verskriklik gefrustreerd en hy sê vir my, hy kan nie sy werk doen nie. Ek sê vir hom, hoekom nie? Hy sê want hy het nie papier nie. Hy kan nie sy dokumente wat hy moet afrol sodat dit na 'n volgende polisiestasie of die volgende vlak gestuur kan word nie, want hy het papier nie. Ek het gereël dit is 'n bokspapier van my kantoor af na hulle toe gaan aflewer. Dis die frustrasies wat hy mee sit. En dit kan op enige gesonde mens net 'n negatiewe invloed hê. En ek dink dit is wat die siege van 'n polisieman op hierdie stadium vasvat, is hierdie omstandighede waarin hulle verkeer. En 'n mens kan dit sien. Mens kan dit sien aan al die mediese ongeskiktheid gevalle wat daar is in die polisiediens. Mense wat by die huis sit wat net nie hulle werk kan doen nie as gevolg van hulle emosionele toestand en geestestoestand. En mense kan dit ook sien aan die gevolg van hierdie regering se verjongingsprojek, die vroeë aftrede projek wat hulle in plek het. As mens met iemand in die polisie praat, dan kan jy vir hom vra wanneer tree jy af. En hy gaan vir jou presies die dae sê. Hoeveel dae het hy nog oor voordat hy kan aftree, want hy kan net nie die omstandighede mee hanteer nie. Dit is waar ons mee sit in die polisiediens. Ek wil gou terugkom na die sake toe. Ja. Hoeveel van daardie sake wen julle? Dirk, ek het nou nie die getalle 100% by 75 na 80% van die sake wen. 75 na 80%. Ek is nou saam met julle op 'n groepie. Ja. En dis byna op 'n weeklikse basis kry ek terugvoer dan het ons hierdie rassaak ook gewen. Dan het ons daai rassaak ook gewen. Okay. En jy praat van 75%, 80% van die sake wat gewen word. So ons sit eintlik hierso met 'n wetstoepassingsagentskap wat nie die wet gehoorsaam nie. Correct. Want as ons wen en weer wen, dan beteken dit mos net eenvoudig hulle oortree aan mekaar die regsraamwerk. En maar ons enigste remedie is om aan te hou veg en dit nog weer te doen en nog 'n presedent teen hulle te kry. Maar dit lyk amper asof hulle dit ignoreer. Dit is een van ons groot frustrasies, want ons gedagtegang was as ou soveel litigeer teen 'n instansie en hulle kry soveel pak slaag, dan moet ou erns tot 'n gevolgtrekking kom dat erns is iets fout. Toe bring jy nog 'n brief. Dan kom 'n brief en sê, daardie brief sê, nee, wag julle. Weet julle wat ons antwoord? Ons moet nog verder transformeer. Dit is ironie. Dis die ironie waarmee ons sit. Waar kan 'n ou, jy weet, die idee wat ons het is om op alle vlakke hierdie aanslag te probeer teenwerk, maar ek moet sê, my ondervinding is dat ons oor alle vlakke van die samelewing al hoe meer hierdie stemme begin hoor van transformasie is nie die antwoord nie. Ons is 30 jaar in die pad af. Die beleid wat daar was is uitgedien. Jy het ook vir my gesê dat jy ervaar eintlik daai stemme baie weier as net die solidariteit lede. Beslis. Eintlik mense wat nie tradisioneel deel is van solidariteit nie, kom en sê julle doen die regte ding. Dankie vir wat julle doen. Dis wat ons nodig het. Julle kry daai terugvoer. Ja, nee, veral oor die naweek nadat ons mediaverklaring uit is verlede week, het ek gedog ek gaan nogal redelik teenkanting kry. Jy's in die Engelse media het jy gesê. Dit in Engelse media was daar ook redelike goeie verklaringe uit en
ek het nie, om die waarheid te sê, waar ek nou sit, het ek nog geen negatiewe terugvoer gekry nie, en die positiewe terugvoer is oorweldigend uit die Engelse media uit. Dus dit sê vir ons dat hier is besig om 'n skuif te kom in ons samelewing, Korrek. en dat die staat se beleid, wat eintlik op die oomblik 'n anti-samelewingsbeleid is, gaan op 'n stadium val. En daarom moet ons aanhou en aanhou. Julle moet aanhou met daardie 75%, 80% wenne, om 2 redes. Elkeen wat ons wen, ons breek nog nie die wal nie, Dis waar. maar dit maak 'n reusagtige verskil in daai individu se lewe, vir elkeen, al het ons dit net gedoen vir daardie individu, vir wie ons die saak gewen het, dan was dit alles die moeite werd. Maar, dit gaan nie net daaroor nie, dit gaan dat ons krake in die wal veroorsaak. En ons sien dit in die gemeenskapsreaksie. Ek onthou toe ons begin het daar in die begin, hier in die sake wat ons net so aan die begin gehad het, almal ons skeef aangekyk, hulle het gesê, julle is anti-transformasie, julle is teen die land, julle is eintlik selfs teen die grondwet, en ons is beskuldig van allerhande bose dinge, rassiste, ensovoort. Ons is 'n stem alleen in die woestyn. Dit is nie meer so nie, en dis julle ervaring ook. Beslis. Daar's 2 goed wat ek daarop wil sê, Dirk. Die een ding is rondom die transformasie, die ironie is, as mens nou die woord transformasie gaan gebruik, dan gaan ons dalk sê, luister, die polisiediens moet totaal en al getransformeer word van wat ons tans ervaar. Ja, presies. So, dit is so ironies dat 'n ou in daai omgewing sit. Ons is nie anti-transformasie nie. Ons is anti dit wat teen Suid-Afrika werk. Ek dink dit is en hulle precies verpak dit in mooi woordjies soos transformasie. Maar dit is 'n harde rassebeleid wat sleg is vir misdaadvoorkoming in Suid-Afrika. Wat jy sê my gou, dit het wel 'n invloed op mense, nê? Ja. Ons sê nee, dit is 'n proses, ons veg vir hom. En ek is bly, ons wen hier en ons wen daar en ons het al regtig honderde mense gehelp. Ja. Nee, julle doen ongelooflike werk. Ek wil vir julle dankie sê. Maar dit het tog 'n invloed op mense. Hoe gaan dit met die mense se gemoed? In die polisiediens dink ek, wel eintlik in die groter, as ek sê, openbare sektor, eintlik nie goed nie. Ek weet nie of ek dit reeds genoem het, maar die mense kan letterlik vir jou sê hoeveel dae hy oor het voordat hy kan aftree, nie. Dit is, daar's soos, ek kan nie die getalle noem nie, maar daar's 'n verskriklike groot hoeveelheid mense wat by die huis sit as gevolg van posttraumatiese, daai stres, ek kan nie wat die Afrikaans onthou nie, PTSD. Negativiteit. Ek dink negativiteit is die algemene ding wat ek die gemoed van die openbare sektor mee kan beskryf. En die rede daarvoor is, hulle is totaal en al alleen, alles is negatief. En nou praat ek nie net van die Afrikaanse mense nie, ek praat van letterlik almal dwars deur die bank. Dit is nie 'n sekere groep mense wat jy kan uit. Die enigste mense wat lag is die mense wat deur politieke aanstellings gekom het waar hulle is, want hulle probeer daai stand nog behou met die finansiële voordeel wat hulle kry as gevolg daarvan. Die res is almal negatief. Die mense sit by die huis, hulle misbruik die stelsel net om uit daai omstandighede uit te kan kom. En ek bedoel, so kan 'n mens nie aangaan nie. Dit is totaal en al onvolhoubaar. Dit is wat ons van ons kant af vir julle wil sê, is ongelooflik dankie. Dankie vir wat julle doen. Dankie wat julle vir mense stemme gee, wat se stemme weggeneem word. Ons waardeer dit verskriklik baie. Julle doen verskriklike goeie werk. Dankie dat julle opstaan vir wat reg is. En ons moet dit doen. Waar ons hoor van al hierdie onreg wat gebeur, selfs in ons polisiediens, is daar stemme vir wat reg is, en aan die einde van die dag wen reg. So ons wil vir julle sê baie dankie, julle doen ongelooflike werk. Maar ek wil spesifiek ook vir ons helde in die polisie dankie sê. Ek weet daar is 'n klomp korruptes. Ek weet daar's wat niks werk nie. Ek weet daar's wat mense intimideer. Ek dink hulle is boewe. Maar daar is ook helde. Dit is individue wat nog ongelooflike werk doen. Wat werklik daar is vir misdaadvoorkoming. Wat mense nie voor dankie sê nie. En ek dink ons wil van hierdie program gebruik maak om vir daardie polisielede te sê, ons sal leer julle, dankie vir die wonderlike werk wat julle doen in moeilike omstandighede. Ons sal julle beskerm so ver as wat ons kan.
Solidariteit het 'n stewige teenwoordigheid op sosiale media. As jy meer programme soos hierdie potsending wil sien, besoek Solidariteit se sosiale media. Dit is nou op Spotify, YouTube, Facebook en oral op sosiale media.